Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. Liefste SA Gemeente, dit is 'n wonderlike voorreg om weer vandag saam met elkeen van julle te kan saamwees en as 'n netwerk van gelowiges hier in Engeland anker ons onsself in die werklikheid van God se liefde, God se genade, God se vrede en God se waarheid. Dis wat ons doen. Nou, elkeen van ons is die hele week lank gebombardeer met allerhande boodskappe, allerhande stemme wat vir ons sê wat saak maak en wat nie saak maak nie, wat ons waardig maak, waardevol of aanvaarbaar maak. En daarom sit ons nou hier en luister na God se stem wat ons herinner dat ons geliefd, waardevol en aanvaar is. Presies soos ons is. En mag elkeen van ons vandag die opgestane Christus op 'n nuwe manier sien. Nou vir die van ons wat met wanhoop worstel, ons het hoop nodig. Vir die van ons wat met woede sukkel, ons het die genade nodig om te vergewe. Vir die van ons wat swaar gebuk gaan, ons het vryheid en bevryding nodig. Mag dit vir jou so wees. Welkom. Ons staan vandag stil by Johannes 13 vers 1 tot 5. Jesus eis dat sy voorbeeld gevolg word. Vers 1. Voor die viering van die Paasmaaltyd het Jesus reeds geweet dat sy tyd aangebreek het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Jesus was lief vir sy eie mense wat in die wêreld gewoon het. Hy het hulle end-uit lief gehad. Gedurende die aandete het die duiwel alreeds 'n saadjie in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, geplant om Jesus uit te lewer. Jesus het geweet dat die Vader alles tot sy beskikking gestel het en dat hy van God gekom het en weer na God teruggaan. Hy het toe van die tafel af opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek gevat en het om hom vasgebind. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en af te droog met die doek wat om hom vasgebind was. Ek dink vir 'n oomblik aan hierdie beeld. Jesus saam met sy vriende. Dit is die aand voordat hy gekruisig word. Hy weet wat gaan kom. Wat sou jy doen as jy geweet het môre gaan jy sterf? Jy sal seker maak jy sê die belangrikste dinge. Jy doen iets wat hulle altyd sal onthou, iets wat hulle lewe lank kan verander. En wat kies Jesus om te doen? Hy vat 'n skottel water, hy kniel neer en hy begin hulle voete was. Nou voete was klink dalk vreemd vir ons vandag, maar in daardie tyd was dit baie algemeen. Jy loop oral in sandale, die stof, die sand, die vuil pad. Jou voete was dus vuil. Jy kon nie by lekker ete aansit sonder om jou voete te was nie. Maar hier is die ding. Dit was nie sommer enige iemand wat voete gewas het nie. Dit was 'n taak vir die heel laagste slaaf in die huis. Nie net enige slaaf nie, die laagste van die laagstes. En tog kniel Jesus hier neer, met sy hande in vuil water en hy was hulle voete. Die rabbi, die leermeester, die een wat wonderwerke doen, wat deur duisende gevolg word, hy doen die werk van 'n slaaf. Hoekom? Want hy probeer iets sê. Hy wys iets oor wie hy werklik is. Hierdie oomblik, hierdie eenvoudige daad, dis 'n prentjie van hoe God lyk. Ons verstaan dikwels God as kragtig en groot en ver en belangrik, maar hier wys Jesus vir ons eintlik 'n heel ander kant van God. God wat dien, God wat kniel, God wat bereid is om vuil te word vir ons. Hier is die geheim van Jesus. Hy draai ons hele wêreld onderste bo. Hy wys vir ons dat die ware grootheid nie lê in status, mag of posisie nie. Ware grootheid lê daarin om te dien, om jouself weg te gee vir ander. As jy Jesus regtig wil verstaan, moet jy hierdie paradoks snap. Die God van die heelal, die een wat alles gemaak het, kom aarde toe en kies om slawewerk te doen. En nou sê Jesus vir ons, volg my voorbeeld. Hy stuur ons uit.
Nie met 'n groot toesprake en belangrike titels nie, maar met 'n handdoek en skottels water. Hy stuur ons uit om lief te hê soos hy lief het. Hoe sou dit lyk as ons vandag so leef? Miskien beteken dit ons moet bereid wees om dinge te doen wat niemand anders wil doen nie. Miskien beteken dit om ons trots neer te sit, om regtig te luister, om mense te dien wat ons nie eers verstaan nie. Miskien beteken dit om nederig genoeg te wees om vuil hande te kry vir die koninkryk van God. Want die wêreld wag vir mense wat regtig soos Jesus lyk, mense wat bereid is om soos hy neer te kniel, om soos hy te dien. Dis hoe hy ons vandag uitstuur. Jesus sê, as jy my ken, ken jy God. As jy my sien, dan sien jy God. As jy my ontvang, ontvang jy God. Dis groot woorde wat ons oral oor in die Bybel wat daar versprei lê en wat ons kry. Of hoe? Dis enorme aansprake. In Johannes sê hy selfs, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit klink nogal radikaal. Die mense wat hom gehoor het geweet wat hy sê. Hulle was kwaad genoeg om klippe op te tel, want Jesus was besig om te sê, ek is gelyk aan God. Maar hier is die vreemde ding. Alhoewel Jesus hierdie ongelooflike aansprake gemaak het, leef hy op 'n manier wat die teenoorgestelde lyk. Jesus sê basies, ek is God. Maar wat doen hy dan? Hy was voete. Hy gaan sit saam met mense wat niemand anders sou aanraak nie. Hy eet saam met tollenaars en prostituie. Hy sit saam met mense wat deur almal anders verwerp word, letterlik. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir ons dat Jesus meer as net woorde is. Hy is nie net besig met groot verklaringe nie. Hy wys ons iets, hy wys ons wat God regtig is. God is groot, maar hy kom naby. God is heilig, maar hy raak vuil voete aan. God is verhewe, maar hy word 'n vriend vir die wat vergeet is. En Jesus doen dit telkens weer. Hy ontmoet mense presies waar hulle is en gee vir elkeen presies wat hulle nodig het. Dink hieraan. Met Nikodemus in Johannes 3, wat selfversekerd en hooggeag is Jesus nogal reguit en direk. Maar net daarna in Johannes 4 is daar 'n Samaritaanse vrou wat gebroken en verneder voel. Jesus gaan sag met haar om, versigtig, vriendelik. Of kyk na Martha en Maria wanneer hulle broer sterf. Martha kry ferm woorde, Maria kry trane en sagte woorde. Jesus gee altyd presies wat nodig is. Hy's sensitief, hy verstaan diep, hy sien jou. En dit is die paradoks van Jesus. Aan die een kant sê hy dinge wat ongelooflik hoog en verhewe is. Hy sê hy is God. Aan die ander kant leef hy soos 'n dienskneg wat voete was, wat omgee, wat verstaan. En wat maak jy daarmee? As Jesus net groot aansprake gemaak het, sou ons sê, hy is net nog iemand wat probeer indruk maak. Nog iemand wat net volgelinge soek, maar hy doen iets anders. Hy wys nederigheid en liefde, diep omgee, maar as hy net nederig en liefdevol was sonder daardie groot aansprake, sou hy eintlik maar net nog 'n goeie mens gewees het. Maar Jesus dwing ons eintlik om 'n keuse te maak. Die manier waarop hy lewe en die dinge wat hy sê, kan jou nie neutraal laat nie. Jy moet iets daarmee doen. En hier is die ding wat ons daarmee kan doen. As Jesus se groot aansprake waar is, dan is hy regtig God. As Jesus se nederigheid en liefde eg is, dan wys dit vir ons presies hoe God lyk. Dit beteken dat God liefde is, dat God dien, dat God na jou toe kom, net waar jy is. En wanneer jy dit begin verstaan, dat Jesus groot genoeg is om God te wees, en liefdevol genoeg om jou vriend te wees, sien jy iets ongelooflik. Jy sien hoe mooi Jesus eintlik is. Jy sien dat hy regtig God moet wees, en dat hy regtig werklik mooi is. En dis presies hoe ons hom moet sien. Wat dryf jou? Ek bedoel, wat laat jou doen wat jy doen? Wat gee jou krag om aan te gaan wanneer dinge moeilik raak? Wat motiveer jou? In Johannes 13 kry ons hierdie pragtige blik op wat Jesus dryf. Dit sê, omdat hy sy eie mense liefgehad het, hy hulle liefgehad tot die einde toe. Jesus se motivering, die ding wat hom beweeg, wat hom krag gee, is liefde. Nie net gewone liefde nie, maar liefde sonder voorwaardes. Onvoorwaardelike liefde. Ons kan maklik praat oor onvoorwaardelike liefde as 'n mooi idee, 'n teorie. Maar hier sien ons iets anders. Ons sien hoe hierdie liefde lyk in aksie. Jesus was die voete van sy disippels. En jy weet, voete was destyds vuil. Ons het mos nou gesê, niemand wou voete was nie. Dit was die werk vir die laagste diensknegt, maar Jesus doen dit. Hy dien hulle, maak hulle skoon, maak hulle gemaklik. En wat ongelooflik is wanneer hy dit doen. Jesus doen dit terwyl hy self deur ongelooflike pyn gaan. Hy weet wat kom, hy weet wat hy gaan verraai word, hy weet hy gaan sterf. En tog,
op hierdie oomblik dink hy nie aan homself nie, maar aan hulle. Hy weet hoe moeilik dit is om ander te help wanneer jy self seer kry, of hoe? Wanneer dinge moeilik raak, wanneer jy pyn het, dis amper onmoontlik om iets anders te sien as net jou eie seer. Dis soos wanneer jy jou vingers slaan met 'n hamer en iemand vra jou om gou die botter aan te gee. Ek bedoel, op daardie oomblik dink jy nie aan iemand anders se probleme nie, maar hier is Jesus diep in pyn, maar hy fokus steeds op hulle, nie op homself nie. Dit wys vir ons hoe sterk sy liefde regtig is. En dan gebeur daar iets wat amper ongelooflik is. Hy was ook die voete van Judas, die een wat hom binnekort gaan verraai. Hy was Petrus se voete, al weet hy Petrus gaan hom verloon. Hy was almal se voete, al weet hy hulle gaan hom verlaat wanneer hy hulle die meeste nodig het. Dit is liefde sonder voorwaardes. Ons leef vandag dikwels in verhoudings wat soos ekonomiese transaksies werk. Of hoe? Jy weet, solank ek iets uit die verhouding kry, bly ek. Maar sodra ek voel ek kry nie meer genoeg nie, my huwelik, my werk, my kerk, is ek uit. Maar dis nie hoe Jesus liefhet nie. Jesus sê nie, wat kry ek uit hierdie verhouding nie. Hy sê eenvoudig, ek het jou lief. Punt. Jesus wys vir ons hoe God se liefde werk. Dis 'n liefde wat nie afhanklik is van wat jy kan teruggee nie. Dis 'n liefde wat nie ophou wanneer dinge moeilik raak nie. Dis 'n liefde wat jou kan dra. En maak nie saak wat gebeur nie. Miskien het jy al gevoel jy verdien nie liefde nie. Jy dink dalk jy moet eers iets bewys of iets regmaak voor iemand jou regtig kan lief hê. Maar Jesus sê anders. Hy sê ek het jou lief soos jy is. Jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Sy liefde vir jou is vas en dis onveranderlik. Dis wat Jesus dryf. Dit is die hart van God. Hierdie liefde wat alles gee sonder om terug te hou. Hierdie liefde wat alles dra. Hierdie liefde wat jou nooit sal laat gaan nie. Wat sou gebeur as ons hierdie soort liefde kon leef? As jy iemand kon lief hê, nie omdat hulle iets teruggee nie, maar bloot omdat jy hulle lief het, wat sou verander in jou lewe, jou verhoudings, jou wêreld? Want dis hoe God jou lief het. En dis hoe hy jou uitnooi om ander lief te hê. Laastens, wat beteken dit regtig vir ons? Hoe verander dit hoe jy en ek vandag lewe? Nou kom ons praat vandag oor 3 dinge wat gebeur wanneer hierdie verhaal van Jesus deel word van hoe jy die wêreld sien. Nommer 1, hoe behandel jy mense wat nie met jou saamstem nie? Ons lewe in 'n wêreld waar almal iets sê, maar min mense luister. Het jy dit ook al opgemerk? Ons praat van polarisasie en argumente, mense wat mekaar uitsluit en aanval. Navorsing sê selfs dat mense nog nooit soveel gesukkel het om empatie te hê vir iemand wat anders dink as nou nie. Die wêreld sê vir ons, jy is reg, hulle is verkeerd en as hulle verkeerd is, dan is hulle gevaarlik, boos of ten minste mal. Maar Jesus sê vir ons iets anders. Jesus wys ons dat ware liefde beteken, jy behandel selfs jou opponente met respek, met geduld, met vriendelikheid. Wat as Christene die wêreld wys hoe dit lyk om ander mense lief te hê, selfs wanneer ons nie saamstem nie? Wat as ons ophou om mense wat van ons verskil as vyande te sien en eerder as mense wat God liefhet? Nommer 2, hoe lyk ware grootheid vir jou? Ek bedoel, ons word elke dag gebombardeer met hierdie idee van wat grootheid is, mag, geld, status, hoeveel mense jou bewonder of dien. Maar Jesus neem hierdie idee en draai dit heeltemal op sy kop. Daar's hierdie oomblik, net voor Jesus gekruisig word, waar sy disippels stry oor wie van hulle die belangrikste is. Hulle is vasgevang in hierdie idee van die wêreld, groter, belangriker, magtiger. En dan kom Jesus en hy sê iets radikaal anders. Wie is groter? Die een wat bedien word of die een wat dien? Hy sê, ek is hier as iemand wat dien. So sien jy wat gebeur? Jesus verander heeltemal ons definisie van grootheid. Hy sê, ware grootheid lê nie daarin dat mense jou dien nie, maar dat jy ander dien. Dit beteken om jou trots, jou regte, jou gemak prys te gee en jou lewe oop te maak vir ander mense. Nommer 3, daardie idee van, wat kry ek hieruit? Ons almal doen dit, of hoe? Ons kyk na verhoudings, na vriendskappe, selfs na ons huwelike en sê, ek gee soveel, maar wat kry ek terug? Is hierdie verhouding dit werd? Dit is hoe ons koppe werk. Hierdie koste-voordeel ding. Maar wanneer jy sien wat Jesus gedoen het, wanneer jy verstaan dat hy neerkniel en die voete van sy disippels was, selfs die voete van die een wat hom verraai, dan verander alles.
Want die water waarmee Jesus hulle voete was, simboliseer iets dieper, sy liefde, sy vergifnis, sy genade. Dit sê vir ons, jy skuld my niks, jy hoef nie vir my iets terug te gee nie, want ek het reeds alles ontvang wat ek ooit nodig kon hê. Jesus wys ons dat ware liefde nie sê, wat kry ek hieruit nie, maar eerder, hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou lief hê, soos ek reeds lief gehê is? So, hier is die uitdaging vir jou vandag. Leef jy soos iemand wat hierdie liefde ken? Leef jy soos iemand wat nie meer hoef te vra, wat kry ek hieruit nie? Leef jy soos iemand wat vry is om ander te dien, omdat jy reeds lief gehê is? Dit is hoe ons geroep word om te lewe. Dis wat dit beteken om Jesus te volg. En dit is iets wat die wêreld dringend nodig het om te sien. In die 4de week van ons reeks, Ek stuur jou, sê Jesus vir ons in geen ondubbelsinnigheid dat ons gestuur is in liefde. Amen. Kom ons bid saam. Here, gebruik ons. Stuur ons in liefde. Mag ons daai liefde verstaan, mag ons dit ervaar, mag ons dit proe en mag ons dit deel sonder ophou. Mag ons dit in mense se lewens neersit. Mag ons oor onsself kom en 'n bietjie beweeg na ander toe. Mag ek my behoeftes en my planne en my dinge en ek en alles wat rondom my draai eenkant toe sit. Here, help ons, gee ons krag, gee ons die verstand om u liefde te verstaan. Gee ons die wysheid om met dit te leef in ander mense se lewens in. Stuur ons, Here, in liefde. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat liefde was van die begin af. Ons het dit gesien in die drie-eenheid met sy seun Jesus Christus, in wie se naam ek jou seën, wat jou voete kom was het, 'n koning wat diens lewer. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat daai drie-eenheid, daai liefde simbool saamvat, wat jou in staat stel om daai liefde raak te sien, dit te vat, deel van jou hart te maak en dit te gaan deel en te gaan dien daar buite. Jy is geseënd. Amen.